ons tema vir hierdie 2 dae, laasweek Saterdag en vandag, is daar hoop in vandag se chaos. En ons het 'n bietjie gedelf in 'n paar onderwerpe in, wat die hele tyd wys dat God wil hê dat ons vrede moet ervaar in te midde van al die chaos. God gee deur sy woord vir ons leiding oor waar kom dit vandaan? Die Satan is wat al hierdie verwoesting en chaos in ons lewens inbring. God gee vir ons die verlossingsboodskap in die Bybel van Jesus Christus en die belofte dat hy die sondeprobleem oplos en hoe ons dit in ons eie lewens kan prakties maak, en uiteindelik is daar selfs binne in die Bybel, deur Bybelprofesie, 'n belofte dat die Bybel relevant en waar is. Dit het ons alles na gekyk laasweek, en vanoggend het ons sommer weggespring met daai moeilike onderwerp vir party mense, en dit is die onderwerp van die Sabbat. Is die Sabbat nog belangrik? Is dit nog relevant? Is dit net 'n dag wat God arbitrære lyn getrek het en gesê het, nou maak ek 'n reël en julle moet daarby hou, of is daar iets diepers en mooier en meer betekenisvol in 'n dag wat God op sy sit, sodat ons 'n verhouding met hom kan hê? En ons het gesien dat God wil hê, jy en ek moet rus beleef, te midde van die chaos wat in hierdie wêreld aan die gang is. Die wêreld is vol vyande. Daar's baie vyande wat ons bedreig. Dit kan finansies wees, gebroke verhoudings, dit kan siekte wees, dit kan kwaadwillige mense wees, trauma, mense wat ons seer gemaak het, seer kry, karongelukke. Allerhande goed is vyande van die mens. Maar daar's een vyand wat uiteindelik die samevatting is van alle ander vyande. Dit omsingel alles anders wat met jou kan gebeur. Iemand het eendag gesê, solank as wat jy asemhaal, is daar hoop vir verandering. Maar dit is die dag wanneer die dood intree, wat die grootste vyand homself tentoonstel. Die grootste vyand, die samevatting van alles wat sleg is, wat met jou kan gebeur, is uiteindelik die dood. Dis die slegste ding wat op aarde gebeur, is dood. Dis die abnormaalste ding wat op aarde gebeur, is die dood, die grootste vyand. En daar is al hierdie vreemde konsepte oor die dood. Wat gebeur wanneer 'n mens doodgaan? Ek het al by verskeie mense se doodsbeddens gestaan en gesit en tyd deurgebring by mense wat besig is om te sterf. En 'n mens sien verskillende belewennisse van die dood, soos wat mense die dood in die gesig staar. En ek het tot die gevolgtrekking gekom dat wanneer iemand in vrede sterf, het dit nie te doen met of daardie persoon se lewe vir Christus gegee is of nie. Dit het te doen met hoeveel onsekerheid in daardie persoon se hart is oor wat hierna gaan gebeur. Ek het by baie gelowiges al gesit, goeie getroue gelowiges, wat bang is vir die dood, omdat hulle onseker is oor wat kom. Maar wanneer 'n mens sekerheid het, is daar 'n tipe vrede wat oor mense kom, wanneer hulle deur die dood in die gesig staar. En as hierdie baie vrae oor wat gebeur nou eintlik wanneer 'n mens sterf. En dit is so belangrik vir ons om daardie vraag te kan beantwoord, want dit uiteindelik word 'n springbord vir vanmiddag se lesing wat praat oor hoe lyk die oorwinning oor die dood. As ons nie verstaan, wat is die dood? Wat gebeur in die dood? Wat gebeur met 'n mens wanneer hy of sy sterf nie? Dan maak die antwoord op al hierdie wêreldse lyding, maak dan eintlik nie so baie sin nie. En daarom is dit nodig dat ons 'n bietjie tyd spandeer met hierdie baie moeilike onderwerp. Nou, 'n paar jaar gelede bied ek hierdie soortgelyke lesings aan in Sasolburg, en ek doen dit oor 2 weke. Een aand doen ek die Sabbat, en die volgende aand doen ek hierdie lesing. En hier kom 'n man na my toe gestap, en hy sê vir my, gisteraand, dit was die Sabbatlesing, die vorige aand, gisteraand het jy my op die Titanic gesit.
Hy sê vanaand dat jy met die ysberg laat tref. En ek wil baie sensitief met hierdie onderwerp omgaan. Die onderwerp van die dood. Sien, wanneer ons oor sekere Bybelse onderwerpe praat, is dit baie maklik om te sê, want die Bybel sê so. Maar wanneer ons oor iets soos die dood praat ons oor iets wat almal van ons al op een of ander manier kom ruk het. Die dood het 'n baie persoonlike impak in elke een van ons se lewens al gehad. En as dit nog nie het nie, is die hartseer nuus dat dit erns sal. Dit is wat in die lewe gebeur. En daarom wil ek vir u verseker dat wanneer ek hierdie onderwerp aanbied, ek self al geraak is deur die dood. En vir my is die berusting wat ek in die waarheid van die dood ontdek, soveel meer vertroostend as enigiets anders wat iemand vir my kon sê. Ek gaan met sensitiwiteit om met hierdie onderwerp. En as dit vandag vir u 'n skok is wat u hoor, wat die Bybel leer, moenie weghardloop nie. Vanmiddag se lesing bring alles bymekaar. En dit bring die mooiste belofte waarop jy en ek kan hoop. Wat gebeur wanneer 'n mens sterf? Party mense leer dat iemand is dadelik in die hemel wanneer hulle gesterf het. 'n Siel wat hulle het, vaar op hemel toe en hulle is dadelik in die hemel, maar party is ook dadelik in 'n ewig brandende hel. Dis wat party mense leer. Ander leer weer, daar is 'n plek van so tussenspasie. Hulle noem dit 'n vage vuur, 'n plek waar jy 'n bietjie gelouter kan word, totdat jy nou genoeg gebrand het vir al jou sondes, en dan word daar uiteindelik 'n finale oordeel oor jou gevel, hemel of hel. En dan is daar ander wat leer, ons is maar net hier op hierdie aarde, ons kom te sterwe, ons word stof, daar's niks ooit weer wat hierna vir ons wag nie. Hierdie was al wat daar was. En die dood is maar net 'n finale einde aan alles vir altyd. Die vraag is nie wat leer verskillende mense of geloofsgemeenskappe nie. Die vraag is wat leer die Bybel? Wat leer die Bybel vir ons oor hierdie grootste vyand wat die grootste chaos in meeste van ons se lewens kom inbring? Henry Ward Beecher was besig om te sterf. En hy sê, nou kom die grootste misterie. Ek weet nie wat kom nie. Nou kom die grootste misterie. Sokrates, terwyl hy besig is om die beker met gif te drink, soos hy sy eie lewe neem, sê hy, farewell, I go the way of all flesh, but whether to life or oblivion, I know not. Ek weet nie wat wag vir my hierna nie. En hoe hartseer is dit dat so baie mense die dood ingaan met onsekerheid, met vrees, met angstigheid, met onsekerheid oor wat wag hierna. Terwyl die Bybel eintlik dit so mooi vir ons leer. Op 'n grafsteen in Richmond, Virginia staan daar geskryf, stop my friend as you go by. As you are now, so once was I. As I am now, you soon shall be. So prepare yourself to follow me. Iemand het daar verbygekom, onder dit geskryf, I'm not content to follow you, until I know just where you went. Jy sien, daar's baie onsekerheid oor waar gaan die dooies heen. Wat gebeur met mense wat sterf? Gaan hulle hemel toe? Gaan hulle hel toe? Gaan hulle vage vuur toe? Gebeur daar net niks ooit weer met hulle nie? Is dit net die einde van die lewe? Wat is die dood regtig? Is die dood een of ander groot avontuur waaruit mense weer kan terugkom, soos wat party gelowig glo om net weer geïnkarneer te word in 'n ander tipe lewe in? Is die totsiense wat ons hier op hierdie aarde sê finaal? Of is die dood dalk
'n pouse tussen twee lewens. Waar is ons geliefdes? En duisende eeue of honderde eeue gelede, jammer, sê selfs Job, as 'n mens sterwe, sal hy weer kan lewe? As 'n mens sterwe, kan daar weer lewe vorendag kom? En dis dieselfde vraag wat ons eintlik maar vandag vra. Wat gebeur na die dood? Waar is my geliefdes wat gesterf het? Wat het van hulle geword? En baie mense vind baie vertroosting in wat vir hulle vertel word. Maar is dit wat die Bybel werklik leer? Jesaja skryf dat die dood is nie finaal nie. Hy skryf, u dode sal herlewe. My lyke sal opstaan, waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want u dou is 'n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme weer die lewenslig skenk. Hierdie beeldspraak van die profeet Jesaja sê inderwaarheid dat daar weer lewe na die dood sal wees. Dat die dood nie die finale sê het nie, dat lyke weer sal opstaan, dat die dode van God, wat aan God behoort, weer sal herlewe. So die Bybel, en ons gaan nou na 'n paar verse kyk, en veral vanmiddag se lesing gaan ons terugkom na hierdie onderwerp toe. Die Bybel is duidelik dat die dood is nie die finale streep vir die mens nie. Dat daar is lewe na die dood. Dat ons geliefdes weer sal lewe. Die vraag is daar lewe in die dood? Sien, ons 'n baie groot verskil om te sê daar's lewe na die dood, want dit beteken dat die dood is dan nie meer daar nie, of dat daar lewe in die dood is. Dit beteken dat terwyl die dood heers, gaan lewe aan. En dit moet ons die Bybel ondersoek. Wat sê die Bybel gebeur met 'n mens as hy sterf? In Prediker 12 vers 7 lees ons dat die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het. En die gees, wat is dit? Ruach, ons gaan terugkom na daai woord toe, na God terugkeer, wat dit gegee het. In ander woorde, wanneer 'n mens sterf, keer die stof terug na die aarde toe, en daar's iets wat na God teruggaan, wat dit gegee het. Maar wat is dit wat na God teruggaan? En dit is waar 'n groot wanvoorstelling van veral hierdie teks, verskeie ander tekste in die Bybel ook vorendag kom, is dat wat na God teruggaan, is 'n bewuste siel van 'n mens wat elders gaan voortleef. Maar is dit wat die Bybel lees? Die woord wat Prediker gebruik in die Hebreëus, die gees wat na God terugkeer, is die woord Ruach. En ons vind daardie woord in die skepingsverhaal, waar God die eerste mense skep. En ons lees dit, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Onthou wat sê Prediker, as die mens sterf, dan gaan hy weer terug na die stof toe. Die Ruach gaan terug na God toe, die gees. So die Here God het die mens geformeer uit die stof uit. En wat doen hy toe? Hy het in sy neus die asem, weer eens gebruik die Moses, wat die skrywer van Genesis is, gebruik dieselfde Hebreëse woord, Ruach, die asem van die lewe in sy neus geblaas. En so het die mens 'n lewende siel geword. Nou dis baie belangrik om hier te sien, hy sê nie die mens het 'n lewende siel gekry nie. Die mens het 'n lewende siel geword. Hoe word die mens 'n lewende siel? Dis wanneer God 'n liggaam vat, Adam se liggaam vat, en hom die gawe van lewe gee, die geskenk van lewe, lewensasem vir hom gee, die vermoë om te kan lewe, Ruach. Dit wat jy en ek het terwyl ons vandag nog leef. En so word die mens 'n lewende siel. Job sê daaroor, my asem is nog in my lewensasem, Ruach van God is in my neus. Al wat Job basies sê is, ek lewe nog, want ek het nog God se lewensasem, God se Ruach, God se gees, dit wat hy vir my gee om te kan leef, dit is nog deel van my.
Sagaria 12 vers 1 sê die Here spreek wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en die ruach van die mens in sy binneste formeer, die gees van die mens in sy binneste formeer. God gee vir die mens die vermoë om te kan lewe. Die feit dat jy en ek vandag hier sit, die feit dat ons vanoggend opgestaan het, is nie omdat ons so kragtig en sterk en magtig is nie. Jy en ek het eintlik geen beheer gehad toe ons gisteraand gaan lê het, of ons volgende sou opstaan nie. Dis 'n geskenk van God af, lewe. En hy gee dit deur vir ons daardie lewensasem die heeltyd te bly gee. Kom ons kyk wat doen die Bybel met die skepping van die mens. Hy sê God vat stof, maak 'n mens, gee vir hom gees of ruach of asem en so word die mens 'n lewende siel. So hy vat die elemente van die aarde plus asem, dis 'n lewende wese. So wanneer ons van 'n siel praat, moet ons baie mooi dink waaroor ons praat, want daar's 'n baie groot wanpersepsie oor wat 'n siel eintlik is. Wanneer jy in 'n vertrek instap en daar's niemand nie, en jy sê hier's nie 'n siel hier nie. Wat sê jy? Hier's niemand, hier's nie mense nie. Jy verwys nie na enige iets wat buite mense voortbestaan wat nie daar is nie. Jy sê hier's nie mense nie, hier's nie 'n siel hier nie. Nou wat gebeur wanneer 'n mens sterf? Wel net die teenoorgestelde van die skepping van lewe. Dis hierdie stof, hierdie liggaam, sonder gees, sonder asem, sonder ruach, en dit word 'n lijk. Ander woorde, die elemente van die aarde, dit wat jou liggaam van gemaak is, dit wat terug aan stof toe, as dit nie meer asem in dit het nie, is al 'n dooie liggaam, 'n lijk. Ons lees, die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, in sy neus die asem van die lewe geblaas, en so het dan die mens 'n lewende siel geword. En enigiets anders wat geleer word rondom wat 'n siel is dalk nie Bybels nie. Jy en ek is 'n siel. Ons het nie 'n siel nie. Ons het 'n liggaam en ons het God se lewensgewende krag in ons, die vermoë om te kan lewe, die vermoë om te kan asemhaal, en dit maak ons 'n siel. En wat baie interessant was, 'n ruk terug ontdek ek hierdie boek. Ontdek die boodskap van die Nuwe Testament, God se woord vir vandag. Nou wie van julle herken daardie eerste naam? Enigiemand wat die boodskap parafrase al gelees het? Dit's 'n pragtige parafrase, die boodskap, deur Jan van der Walt. Hy is die outeur van die parafrase. Hy eis nie dat dit 'n Bybelvertaling is nie, dis 'n parafrase. Hy skryf dit in sy eie woorde wat hy uit die Bybel uit lees. Hy is een van die skrywers van hierdie boek, en die ander skrywer is François Tolmie, en hierdie twee manne is hoogs erkende teoloë in NG tradisie. So ons moet dit onthou. Maar die NG Kerk en verskeie ander Christen denominasies leer iets baie spesifiek rondom die dood en 'n siel. Jan van der Walt, François Tolmie het te doen of is verbind aan beide die Universiteit van Pretoria, en Pikke en Potchefstroom, en selfs ook Koffsies in Bloemfontein. Hulle is daar so baie bedrywig gewees vroeër jare. Ek dink albei is dalk al afgetree. In hierdie boek skryf hierdie twee teoloë die volgende: skrywers van die Nuwe Testament is nie so sterk beïnvloed deur Griekse filosofie nie. Dankie tog daarvoor. Hulle is beïnvloed deur God. Die Grieke sou sê die mens het 'n siel. Die Bybelskrywers het geglo die mens is 'n siel. Met siel bedoel die Bybelskrywers nie 'n wit wasempie wat binne ons liggame rondhang tot ons doodgaan en dan elders anders gaan voortleef nie. Met siel bedoel hulle dat die mens 'n lewende wese is. Hier's twee hoog aangeskrewe teoloë wat nie deel uitmaak van die geloofsgemeenskap waaraan ek behoort nie, wat in 'n hele ander geloofsgemeenskap is, en bevestig wat ek glo die Bybel leer. Dat 'n siel is nie iets wat apart van jou is nie, dis wie jy eintlik in wese is. Hoe ek daaraan dink baie keer is 'n gloeilamp. 'n Gloeilamp kom nie tot vervulling solank as wat hy nie elektrisiteit het wat deur hom vloei nie.
Hy's eintlik nutteloos. Die oomblik wat ons 'n skakelaar aansit en haar elektrisiteit deur die gloeilamp vloei, dan het hy lig. So jy die gloeilamp en die elektrisiteit en dan word dit 'n lig. Dis nie 'n lig sonder al twee daai elemente nie. Eva word uiteindelik, en ons het laasweek daarna gekyk, mislei deur die Satan te glo. En die Satan gee daar die heel eerste leuen vir Eva. En hy sê vir haar, julle sal gewis nie sterwe nie. Julle sal nie doodgaan nie. Ons lees ongelukkig dat die gevolge van sonde die dood is. En dat alle mense dan ondergeskik word aan die dood. Dat niemand beskik. Nou gaan die Afrikaanse woord weg van my, ek het hom hier ergens. Onsterflikheid nie. Niemand beskik inherent onsterflikheid nie. Jy en ek, soos wat ons hier sit, soos wat ons hier staan, soos wat ons hier betrokke is, soos wat ons vanoggend opgestaan het, almal van ons is eintlik ondergeskik aan die dood. Niemand van ons kan dit ontsnap nie. Ons probeer, en ons doen alles in ons vermoë, dat dit nie met ons gebeur nie. Maar weet jy, die realiteit van hierdie wêreld is, dat jy en ek, almal van ons, uiteindelik, kan en sal doodgaan. En dit hoef nie 'n morbide gedagte te wees nie, maar daar's so 'n mooi belofte uiteindelik in dit. Maar die slang kom na hierdie vrou toe en sê, moenie bekommerd wees nie, julle kan hierdie sonde doen, julle sal nie sterwe nie. En dan lees ons in Esegiel 18 vers 20, die siel wat sondig, die moet sterwe. So kan 'n siel doodgaan? Ja. Die oomblik wanneer die mens sterf, dan sterf 'n siel. 'n siel leef nie eers voort nie. 'n siel kom tot 'n einde. En ons almal het gesondig. En ons almal is ondergeskik aan doodgaan. 1 Timoteus 6 vers 15 en 16 weerspreek wat Satan vir Eva gesê het. Dit sê die salige, ons verwag, die salige en enigste heerser, die koning van die konings, die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en in ontoeganklike lig woon. Wie alleen het onsterflikheid? Is net God. God alleen beskik oor onsterflikheid. God alleen kan nie doodgaan nie. Die leuen wat Satan vir Eva vertel in die begin is, moenie bekommerd wees nie, julle sal nie doodgaan nie. En dit is vandag nog die leuen wat vandag vir mense vertel word. Daar is nie regtig so iets soos die dood nie. Jy gaan leef net elders anders voort. Lewende wese hou op bestaan. Maar hoe lyk dit? Wat is dit wanneer iemand sterf? Ons moet gaan na die Bybelse verduideliking van wat gebeur met 'n mens, wat gebeur met 'n siel wanneer hy sterf. Psalm 146 vers 3 en 4 sê, vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie daar geen heil is nie, want sy gees, en hier is daai woord weer, sy gees gaan uit hom, uit sy ruach, sy lewensgewende krag wat hy het, hy keer terug na sy aarde toe, op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Dis klaar met 'n mens se planne, die dag wat jy sterf, daar is niks meer nie. Jou vermoë om te kan asemhaal, jou vermoë om te kan lewe, dit gaan uit jou uit. En daarom sê die Bybel, moet ons nie op mense vertrou nie, want wat weet alleen onsterflikheid? God alleen, ons kan op God vertrou. So waar is die dooies dan? As hulle asem uit hulle weg is, hulle planne is daarmee heen, waar is hulle wanneer hulle sterf? Waar is jou en my geliefdes, wat gesterf het? Job 17 vers 13 sê, as ek hoop op die doderyk as my huis. 'n plek wat die doderyk genoem word, 'n plek wat net dood self genoem word. Job sê nie, ek hoop op die hemel as my huis wanneer ek sterf nie. Job sê, ek weet, wanneer hy in hierdie morbide, depressiewe gedagtes is, ek hoop, ek kan eerder sterf en dan is ek net in die doderyk.
Dood is die einde van die lewe. Vir nou. Hoor mooi. Dood is die einde van die lewe vir nou. Psalm 9, Prediker 9 vers 5 en 6 gaan verder, want die dooies weet dat hulle moet sterwe, die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar wat weet die dooies? Glad niks nie. Weet jy en ek vandag dat ons ergens gaan sterf? Verseker. Maar die dooies weet glad niks nie. Prediker maak seker dat daar geen twyfel kan wees dat die dooies niks weet nie. Hulle weet niks nie, glad niks nie. Hy gaan verder, hulle liefde sowel as hulle haat, hulle naaiwer, dit het vergaan. Hulle het vir ewig geen meer deel aan alles wat onder die son gebeur nie. Volgens die skrywer van Prediker Salomo is dit baie duidelik dat hulle wat gesterf het, geen meer bewustheid het nie. Hulle kan nie meer lief hê nie. Hulle kan nie meer haat nie. Hulle het nie meer planne wat hulle kan maak nie. Dit alles het net tot 'n einde gekom. Job skryf oor mense wat sterf, het sê sy kinders kom in eer, maar hy sien dit nie. Hulle word gering, maar hy let nie op dit nie. Dooies, die wat sterwe, het geen benul van wat hier op aarde aangaan, wat gebeur met hulle wat agterbly nie. Hulle weet niks nie. Hulle is in 'n toestand van onwetendheid. En dink vir 'n oomblik mooi daaroor na. Is dit nie die beste manier wat God kon die dood laat wees nie? Want dink net vir 'n oomblik daaroor na, as jy vandag sterf, en jy moet nog bewus wees van wat hier op aarde aangaan. Jy het nog 'n bewustheid. Jy sien die swaar kry en die seer van hulle vir wie jy lief was. Jy is bewus van hulle uitdagings. Jy sien hoe huil hulle oor jou afsterwe. Jy sien die probleme wat oor hulle pad kom. Jy sien die siektes wat hulle nog in die gesig staar. Jy sien hoe mense hulle te nakom. Jy kan dit alles sien, maar jy kan niks daaraan doen nie. Sou dit 'n plek wees waar jy wou wees? Verseker nie. Maar soos die Bybel leer, die dooies in 'n toestand van slaap ingegaan. 'n Toestand van onwetendheid. Hierdie is een van die mees vertroostende waarhede vir my in God se woord. Dat wanneer 'n mens sterf, hy rus. Nie gepla deur die wêreld se probleme, lewe se bekommernisse, sy geliefdes wat hier agterbly nie. Net 'n rus. Onwetend van wat om hom aangaan. Die profeet Nathan kom na koning Dawid toe. En hy praat met hom oor 'n klomp dinge. Maar een van die goed wat hy vir hom sê is, as jou dae vol is, en jy met jou vaders ontslaap het. Wanneer jy gaan slaap, soos jou voorvaders geslaap het, dan sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en vir hom 'n koningskap bevestig. En ons weet dat die profesie was die koningskap van Salomo, wat die koning sou word, en uiteindelik Jesus Christus. Maar die punt is, die profeet Nathan praat namens God, en hy sê, as jy met jou vaders ontslaap het, Dawid, wanneer jy gaan slaap soos jou voorvaders, en Jesus self kom na hierdie aarde, hy kom leef op hierdie aarde, en hy bevind homself in 'n situasie in Johannes 11. Jesus het almal gesond gemaak waar hy gekom het, en hier kom die boodskap na hom toe, jou vriend Lazarus is siek, kom gou, kom maak hom gesond. En Jesus tal hom, wat aanvanklik teenstrydig lyk met wat Jesus gewoonlik doen. So Jesus hou terug, en dan uiteindelik sterf Lazarus. En toe sê Jesus vir sy disippels, kom ons gaan na Lazarus toe. Jesus sê vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Jesus weet dat Lazarus het gesterf, hy sê vir die disippels, Lazarus slaap. En die disippels sê vir hom, maar Here, as hy slaap sal hy mos gesond word. Maar waarvan het Jesus gepraat? Jesus het gepraat van die dood
Jy sien, vir jou en my het die dood 'n onmiddellike en 'n finale effek in ons lewens. Wanneer iemand sterf, weet ons, dis finaal. Dis klaar. Ons moet ons lewens verder leef sonder daardie persoon. Maar van God se perspektief af, is die dood 'n slaap. Dit het geen finaliteit van God se perspektief af, nie. Die dood is 'n slaap en hy kan iemand wakker maak uit daai slaap uit. En dis wat hy sê hy met Lazarus gaan doen. Hy gaan hom wakker maak. Jesus het gespreek oor sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En ons ken die verhaal hoe hy uiteindelik dan beweeg na Betanië toe waar Lazarus se familie is. En toe sy susters Jesus sien aankom, hardloop hulle na hom toe en sê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. So daar's geen onduidelikheid oor wat eintlik met Lazarus gebeur het nie. Hy's dood. Jesus sê, hy slaap. Sy was reg. En dan sê Jesus vir haar, maar jou broer sal opstaan. En hoor wat is haar antwoord. Hier kom so 'n betekenisvolle antwoord. Ons kyk vanmiddag meer daarna. Sy sê, ek weet dat hy sal opstaan. In die opstanding in die laaste dag. So hier is alreeds in die susters van Lazarus en Martha se gedagtes wat hier praat, is hier alreeds 'n bewustheid dat daar is iets wat na hierdie slaap kom. Daar's 'n opstanding wat kom. My broer sal weer lewe, alhoewel hy nou dood is. Hy sal opstaan in die laaste dag, ek weet dit. Martha het waarskynlik Jesus al gehoor preek hieroor. Ons lees een van sy preke wat hy sê, Johannes 5, wat hy sê, moenie julle hieroor verwonder nie. Daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Ander woorde, Jesus praat van 'n opstanding. Martha weet van hierdie opstanding. Sy sê, ja Here, ek weet hy sal opstaan. Jesus se bedoeling was dat hy hom nou gaan lewendig maak. Nou uit daardie slaap uit gaan roep. En Jesus sê, bring my by die graf. En hulle sê, nee, maar hy ruik al. Hy sal 4 dae dood. Hierdie man is regtig dood. Daar's geen twyfel nie. Jesus wag lank genoeg, sodat almal kan weet, hierdie man is regtig dood. Maar dan roep Jesus met 'n groot stem by die graf uit. Lazarus kom uit. En die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind. Sy gesig was toegedraai met 'n doek en Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. En hier vind ons vir Lazarus uit hierdie graf uitkom, uit die slaap uitgeroep, die slaap van die dood. En wat ons vind is nie iemand wat 'n verskriklike getuienis skryf van hoe pragtig die hemel was waar hy was nie. Ons lees niks van Lazarus se belewenis in die dood nie. Al wat ons weet is dat toe Jesus sy naam roep, toe word hy wakker uit daardie bewustelose slaap uit. Job bevestig dieselfde, as u roep, dan sou ek u antwoord. En hy praat van die dood in Job 14. U sou roep en ek sal u antwoord. En dit is die belofte waarmee jy en ek vandag kan leef, dat ons nie hoef te vrees vir die dood nie. Want selfs al sterf ek vandag, kan ek met die belofte sterf in my gedagtes, in my hart, in my wete, dat ek eers Jesus se stem weer sal hoor, wanneer hy my roep, en ek, soos Lazarus, hom sal kan antwoord. Soos Job se hoop, kan ek daar dieselfde hoop hê, dat die dood is nie die finale vyand nie. Ons het vanoggend 'n bietjie gepraat oor Martin Luther, die groot hervormer, wat teenstrydig gespreek het met wat die kerk geglo het. Martin Luther skryf die volgende, in die 16de eeu al, is 500 jaar terug, in sy boek The Christian Hope. We shall sleep until he comes and knocks on the little grave and says, Dr. Martin, get up. Interessant dat hy dink God gaan daarop verwys as Dr. Martin. Maar hy het die hoop dat hy gaan slaap in sy graf, totdat hy uit daardie graf uitgeroep word.
deur Jesus Christus. En hy sê, then I shall rise in a moment and be happy with him forever. Martin Luther het nie die verwagting gehad dat hy by sy afsterwe by God sal wees vir ewig nie. Hy het die verwagting dat hy by die wederkoms, wanneer hy uit die graf uitgeroep word, dat hy dan by die Here sal wees vir ewig. Hy skryf verder oor die boek Prediker. Hy het 'n redelike kommentaar oor Prediker geskryf. Hy skryf daaroor, Solomon judges that the dead are asleep and feel nothing at all. For the dead lie there, counting neither days nor years, but when they are raised, it will seem to them that they have only slept a moment. Wat 'n pragtige belofte. Ek het verseker, het u al narkose gehad. Een van die vreemdste belewennisse, om uit narkose uit wakker te word. En dit is die enigste verwysingsraamwerk waaraan ek kan dink, verwysing waaraan ek kan dink na die dood toe, is narkose. Weet, as ek uit narkose uit wakker word, het ek geen begrip van hoe lank ek geslaap het nie. Ek het geen idee of hulle met my 5 minute besig was, en of hulle met my 5 ure besig was, en hoe lank ek geslaap het. As iemand nie vir my vertel, dis hoe lank jy geslaap het in jou narkose nie, sal jy nie weet nie. Voel jy enigiets as jy narkose het? Niks, jy het geen bewustheid nie. Jy weet nie wat om jou aangaan nie, jy weet nie wat hulle met jou doen nie. Ek het eendag wakker geword, ek was so seer, ek is seker hulle het my laat val. Maar ek sal dit nie sê nie. Maar jy het geen bewustheid nie. Jy weet nie hoe lank jy slaap nie. Net so leer die Bybel vir ons en bevestig van die vroeë hervormers, soos Martin Luther vir ons, dat wanneer 'n mens in die slaap van die dood ingaan, die volgende oomblik wat jy wakker word, is met die opstanding. En jy het geen benul van hoe lank die tyd was tussen jou oomblik van slaap en die opstanding nie. Hoe ongelooflik is die hoop vir die Christenlewe nie. Die hoop dat die graf en die dood nie die finale sê het oor jou en my nie. In die ou katakombes van Rome het hulle baie grafte opgegrawe en ons het gelees of ontdek in die geskiedenis dat daar in die stad Rome hierdie mengsel was van heidene en daar was baie Christene wat in Rome hulle self ook gevestig het. Maar hulle grawe hierdie grafte op in antieke Rome en die argeoloog sê dis opvallend dat die grafte van hulle wat nie uitstaan as Christengrafte nie, met ander woorde die heidenese grafte, almal baie tragiese woorde van rou en finaliteit het. Woorde soos totsiens vir ewig. Of totsiens om nooit weer te sien nie, is een van die ander wat ingeskryf is. En dan is daar die grafte van die Christene wat in Rome ook begrawe is. En daar is inskrywings op hierdie grafte gemaak, inskrywings van hoop. Totsiens totdat ons weer ontmoet, totsiens tot die môre toe. En dit is die hoop waaraan die Christen vandag kan vasklou, die hoop waaraan jy en ek kan vasklou, die hoop dat as ons geliefdes gesterf het, en alhoewel dit nou seer is, en alhoewel ons nou deur 'n routyd gaan, en alhoewel ons nou hartseer is, weet ons dat dit nie finaal is nie, dat daar 'n opstandingshoop is, waarna jy en ek kan uitsien. Die wete dat wanneer jy en ek in die graf moet ingaan, dat dit nie finaal sal wees nie. Is dit nie vertroostend nie? Om te weet dat hierdie lewe en die afsterwe uit hierdie lewe uit nie die finale sê het nie. Die boodskap van vertroosting, die boodskap van hoop, wat Paulus vir die vroeë Christene skryf in 1 Tessalonisense, een van die, waarskynlik die eerste boek wat Paulus skryf, die eerste brief wat Paulus skryf, wat ons opgeteken het van hom sê, maar broers, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Nou Paulus sê nie hier dat ons nie mag treur nie. Die dood is ingrypend en is verwoestend en dit maak ons seer. Ons mag treur, maar ons kan treur met hoop. Ons treur nie soos hulle wat nie hoop het nie. Hy begin deur te sê, ek wil nie hê dat julle moet onkundig wees oor wat gebeur met 'n mens as hy doodgaan nie. Ek wil hê julle moet weet wat gebeur wanneer 'n mens sterf.
En ek wil hê julle moet weet, sodat julle hoop kan hê. En dan sê hy wat gebeur. Ons gaan nou by daai teks kom, jammer. Tog is dit die volgende ene. Maar Jesus gee die sleutel vir daardie hoop. En jy sien, jy en ek het nie die vermoë om onsself uit daardie toestand van dood uit te bring nie. Ons kan onsself uit baie slegte situasies uitkry. En ons doen baie keer. En ander mense kan ons uit baie slegte situasies uithelp. En ons dokters wat ons help as ons siek is, en ons finansiële adviseurs wat ons help as ons finansies in 'n toestand is, en ons sielkundiges wat ons help as ons aan depressie ly, en daar's huweliksberaders wat ons help as ons verhoudings onder druk is. Ons kan onsself en mense kan mekaar uit baie situasies uithelp, maar daar's niemand wat jou uit die dood uit kan bring nie, behalwe Jesus. Ek is die opstanding. Ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Al het iemand gesterwe, sal daar weer lewe wees vir die een wat in my geglo het. Die opstanding van Jesus se volgelinge is so vas as wat die opstanding van Jesus self is. Hoor mooi wat ek sê, die opstanding van Jesus se volgelinge is so vas, soos wat die opstanding van Jesus self is. 1 Korintiërs 15 leer ons, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, elkeen in sy eie orde. Eers Christus, en daarna wat aan Christus behoort, wanneer? By sy koms. Dis waar die opstanding uit die dood plaasvind, by Jesus se koms. Paulus skryf hoe daardie opstanding gaan wees. Ek deel aan julle 'n verborgenheid mee. Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. En die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word. Hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Jong mense, jonger mense, verstaan nie altyd hierdie nie. Bejaarde mense met wie ek al skouers geskuur het, verstaan hierdie. Jou liggaam werk nie meer soos hy kon nie. Hy doen nie meer die dinge wat hy 20, 30, 40 jaar terug kon doen nie. Ek is gelukkig, ongelukkig, ek is seker nie. Ag, ek myself nog gelukkig nog nie bejaard nie. Maar ek het so 'n paar maande terug het ek geval en my stuitjie gebreek. En ek weet by myself, as daai val 20 jaar terug plaasgevind het ek net opgestaan en aangegaan. Sy glad nie daai effek op my gehad het nie. Ons liggame raak swak, ons liggame raak sieklik, ons liggame funksioneer nie meer soos dit moet nie, en dan uiteindelik sterf ons. Maar die belofte in God se woord is, dat wanneer daar die opstanding plaasvind, ek opstaan met 'n nuwe liggaam, met 'n onverganklike liggaam, 'n liggaam wat nie meer agteruit sal gaan nie, 'n liggaam wat nie meer kan sterf nie. Paulus maak die belofte, ons burgerskap is waar? Van die hemele. Wat verwag ons van daar af? Die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelyk te wees aan sy verheerlikte liggaam. Wat 'n belofte. Jesus sterf stikkend geslaan aan die kruis, verniel, uitmekaar uitgeslaan. Maar hy staan met 'n verheerlikte liggaam op. Hy oorwin die dood, hy oorwin die mag en die krag van die dood. En hier is die belofte, dat jy en ek ook met 'n soortgelyke verheerlikte liggaam, wat soos Christus sin is, sal opstaan. Dawid sê, ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. Dit is vir my so mooi hoe hy dit beskryf. Ek sal versadig word, dit sal my vol maak. Ek sal niks meer tekort hê wanneer ek God sien kom.
En daardie dag wanneer hy my wakker maak, uit my graf uit nie. Dit sal alles vir my wees. Ons gaan terug na die teks in 1 Tessalonisense 4, wat begin deur te sê, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Ek wil hê julle moet weet wat gebeur met 'n mens as hy doodgaan, sodat julle nie rou soos hulle, wat geen hoop het nie. Hy gaan verder en hy verduidelik wat gebeur. Hy sê, dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis nie sal voorwees nie, glad nie, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Hoor daar die toneel. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so op hierdie manier sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. My liewe vriende, sit jy vandag hier en jy het seer in jou hart, omdat iemand vir wie jy lief is, nie meer daar is nie. Omdat iemand gaan rus het. Omdat iemand met wie jy dalk jou lewe deurgebring het. 'n kind, 'n ouer, 'n broer, 'n suster, 'n man, 'n vrou, nie meer daar is nie. Dis seer. Maar Paulus sê ons kan mekaar bemoedig met die belofte dat daar 'n wederkomsdag gaan wees, 'n dag wanneer Jesus gaan kom en die grafte gaan oopmaak en hulle wat in Christus gesterf het, sy stem sal hoor en ons mekaar weer sal sien. Soos wat Lazarus sy stem gehoor het, Lazarus kom uit. Kan jy en ek ook die ongelooflike belofte ons eie maak, om sy stem te hoor. En soos wat Martin Luther vasgehou het aan die belofte dat hy sy naam sal hoor, en Job vasgehou het aan die belofte dat hy sy naam sal hoor, en Dawid en Salomo, en baie van die ander Bybelskrywers vasgehou het aan die belofte dat hulle name sal hoor, selfs al het hulle in die graf gaan rus, kan jy en ek vashou aan die belofte, want hy wat die seun het, het die lewe. En wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En jy en ek word vandag voor hierdie keuse gebring. Het jy Jesus jou verlosser gemaak? Die dood mag verwoesting saai. Die dood mag chaos in ons lewens bring. Die dood mag seer maak. En Paulus eindig daardie kragtige hoofstuk oor die dood, 1 Korintiërs 15, met hierdie woorde, God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Jesus kom weer. Vanmiddag gaan ons bietjie meer kyk oor daardie dag wanneer Jesus gaan kom. Wat jy en ek kan verwag en wat die Bybel beskryf sal gebeur op die dag van die wederkoms. Hoe dit gaan lyk. Daar's soveel idees oor wat die wederkoms is en hoe dit gaan lyk en gaan dit geheim wees en gaan party mense net wegraak en of is daar ooit 'n wederkoms wat kom? Ons gaan vanmiddag daarna kyk. Ek hou vas aan die lied se woorde, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living, just because he lives. Jesus leef, en hy hou die sleutels van die doderyk by hom. Hy kan lewe oopsluit, waar Satan dood en verwoesting gebring het. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, hoe kragtig is die beloftes in u woord. Beloftes van lewe, beloftes van herskepping, beloftes van die ewige lewe.
Here, dankie vir wat u woord ons leer oor die dood. Dankie dat ons nie hoef onseker te wees nie. Dankie dat ons nie hoef te wonder nie. Dankie dat u woord duidelik en tot die punt is oor wat die dood is en wat dit nie is nie. Dankie dat u woord die belofte maak dat die dood nie die finale sê het nie, maar dat u dit het. En Here, selfs al is daar van ons geliefdes wat gaan slaap het, in daardie bewustelose slaap van niks wees, weet ons dat dit nie die einde van hierdie verhaal is nie. Dat u nog steeds die ruach, die lewensasem in u hand hou. En dat u liggame kan herskep in perfekte, gesonde, onsterflike liggame in. En u vir daardie liggame weer die geskenk van lewe kan teruggee. Ons sien uit na die dag wat u dit gaan doen, wanneer u kom om die kinders te kom haal. En ons wil vandag, soos ons hier sit en die kinders is bely, dat ons Jesus Christus aanneem as ons verlosser, dat ons die seën het in ons lewe, sodat ons die ewige lewe kan hê. Troos ons met hierdie woorde, dat Jesus weer terugkom. En soos wat ons nou gaan eet, bid ons dat u asseblief hierdie voedsel sal seën. Ek weet nie of daar weer daarna vir dit gebid gaan word nie, maar seën ook ons samesyn. En help ons om hierdie Sabbat saam te geniet. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.